Kom ons bid saam. O Here ons Here, hoe heerlik is U naam oor die hele aarde. Dankie vir 'n nuwe dag, vir nuwe geleenthede en nuwe moontlikhede. Dankie vir die wondergawe van lewe en gesondheid, om te kan beweeg, te voel, te sien, te hoor, te ruik. Dankie vir die voorreg om te kan behoort aan 'n huisgesin, 'n huweliksmaat, 'n gemeenskap, 'n kerk, 'n vaderland. Veral Here dat ons aan U kan behoort. Vader, wat ons deur Jesus Christus U kinders gemaak het. Dankie Here vir die mooi natuur skoon om ons, dat ons in Hartenbos kan bly, met die mooi see en strand, die mooi natuur hier om ons. Dankie vir U vrede in my hart, vrede met myself, met my medemens, en veral met U, my God. Dankie vir die troos wat U aan ons skenk, in siekte, in ouderdom, in droefheid, en met die dood. Ja Here, ook omdat ons gedooptes is. U het Uself in die openbaar verbind, voorgetuies, om ons God te wees en ons te seën. Op grond daarvan kan ons vir mekaar bid en U herinner aan U verbintenis en U belofte, voorgetuies. Ag Here, ons kniel in verwondering oor die bevrydende waarheid dat U ons liefhet. Ons dankie vir die Heilige Skrif, die blye boodskap, vir die voorreg om dit te mag besit en in vryheid daaruit te lees. Dankie dat U woord ons leer hoe om te lewe, hoe om te dink, te praat. En nou kom pleit ons, bid ons, breek asseblief self U woord aan ons oop in hierdie oomblikke. En gee dat ons deur ons gehoorsaamheid daarin die lewe sal vind. Ons bid dit in die naam van ons vleesgeworde woord, Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing is uit Johannes 20, baie mooi deel van die Paasverhaal. Johannes 20, ons gaan lees vanaf vers 19. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was die disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Die disippels het die goeie nuus van Jesus' opstanding by Maria Magdalena gehoor. Vers 18.
Net die teksie voordat ons begin lees het, sê dit. Hulle het dit gehoor. En hulle het by mekaar gekom, ja, nie uit hoop, of blydskap, of verwondering nie, maar soos Johannes vir ons sê, uit vrees. Die disippels het dus vir alle praktiese doeleindes weggekruip, omdat hulle oortuig was die owerhede glo dat hulle die rede is dat Jesus se liggaam weg is. Of waarskynlik het hulle ook gevrees dat dieselfde lot hulle as vir Jesus sou tref, 'n kruisdood. Hulle kruip dus weg uit vrees vir hulle lewe. Nou, na Maria se getuienis word vrees vermeng met hartseer en berou, waarskynlik ook met skaamte, skuldgevoelens, oor hoe hulle Jesus net 'n paar dae tevore so lelik in die steek gelaat het. Die laag van skok wat met 'n onverwagte dood gepaard gaan, is toe ook net vererger deur Maria se getuienis, se ongelooflike verhaal van Jesus se opstanding. Hulle is nie nog buite op soek na die lewende Here nie. Hulle is styf toegesluit agter slot en grendel, buite sig, bang, twyfelend, verwaaid. 'n Mens kan jou die fluisteringe in daardie boefretrek voorstel, nê? Skielike, verskrikte blikke wanneer daar 'n skaduwee onder die deur verbygaan. Spanning, vrees. Ja, die disippels is verwaaid, want hulle rabbi Jesus was dood en hulle het gevrees vir wat nou met hulle kon gebeur. Dit moes dus nog 'n geweldige skok wees toe Jesus skielik in hulle midde staan in 'n vertrek wat gesluit was en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hoe werk God met hierdie bang, geloofsgebroke vertrouelinge van Jesus? Dit lyk asof ons hier in Johannes 20 met 'n verkorte weergawe, 'n bondige, samevattende beskrywing van hierdie ontmoeting kry. Want asof dit nie reeds wonderbaar genoeg was dat Jesus in 'n geslote vertrek skielik verskyn het nie, gaan die verhaal onmiddellik voor daartoe oor of Jesus daartoe oor om sy kruiswonde aan hulle te wys om sy identiteit te bevestig. Dit wat die disippels sien, is nie 'n nare triek of 'n stryk nie, maar die werklike Jesus in die vlees. Jesus se vredesgroet laat 'n mens ook wonder wat hy gesien het toe hy so rondkyk hier om hom in die vertrek. Wat het hy op hulle gesigte gesien? As ek myself in hulle skoene moet indink, en wat ek sou gevoel het as ek daar gesit het, dan dink ek, daardie woorde van vrede reik baie verder en dieper as om net hulle vrese te besweer oor die Romeinse owerhede wat hier buite van deur tot deur gaan en die huise deursoek. Jesus openbaar ook sy vergifnis deur dit as vrede uit te spreek. Gaan nou weer iets daaroor sê. Jesus ontmoet sy 10 disippels agter geslote deure, daar waar hulle wegkruip vir die wêreld. Maar in daardie einste boefretrek word hulle verlammende vrees verander in die vreugde waarvoor hulle gehoop het. Die vreugde en die vrede wat hulle vroeër beleef het in Jesus se teenwoordigheid. Vers 20 lees ons dit. En hulle geslote samekoms word verander in 'n kragtige opdrag. Vers 21. Jesus spreek vrede en gee dan paasmag, opstandingskrag, opstandingsbemoediging en 'n opdrag. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hy blaas sy Heilige Gees oor hulle. 'n Skepende handeling, soos ons dit oral in die Ou Testament opmerk. Ook soos daar by die skepping. God wat sy Gees spreek en 'n skepping kom tot stand. Ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. Is daar nie 'n sagtheid en 'n genade in hierdie manier waarop Jesus hier oor vergifnis praat nie? Ons hoor nie enige van hierdie manne oor hulle eie worsteling of die impak van hulle optrede op Jesus of ander praat nie. Geen skuldbelydenis van enige van die disippels hier nie. Dalk nog 'n rede waarom mens kan dink ons het hier met 'n verkorte weergawe te doen. Alles word nie vertel wat hier gebeur het nie. En tog spreek Jesus vergifnis.
'n mens sou dit kon verstaan as dat dit nou verbind sou wees met hulle vrees en hulle woede teenoor hierdie mense wat vir Jesus gekruisig het. Dat hulle aangemoedig word om Jesus se vyande, hulle vyande te vergewe. Maar ek wonder of daar nie eerder 'n woord vir hulle self in hierdie beskrywing lê nie. Dat Jesus vir hulle sê, julle word vergewe. Julle is vergewe. Vrede vir julle. Dis waarvoor ek gekom het. Julle is vergewe. Hulle wanhoop word verander in die aanvoelbare teenwoordigheid van die ewige Here Jesus en die bemagtigende Heilige Gees. En in daai oomblik het hulle geweldige, geloofsversterkende, verrykende ervaring. Maar net 10 van die 12 disippels het dit beleef. Een van die 12 het ernstige bedenkinge oor Jesus gehad en hom toe verraai. En toe sy eie lewe geneem omdat hy dit nie meer kon vat nie. Die ander een was 'n buitestander van hierdie ervaring. Hy was nog in die geslote grafkelder van twyfel vasgevang. En mense nou kon wonder, waarom was Thomas nie ook daar gewees nie? Hoekom was Thomas nie teenwoordig nie? Dalk was hy so verward oor wat met Jesus gebeur het, so plat geslaan, dat hy alleen wou wees. Mense hanteer verliese verskillend, dalk was dit so. Of was Judas nie tog maar reg oor Jesus nie? Dat Jesus nie die verwagte Messias was nie. Ons kan maar net oor hierdie moontlike redes bespiegel, die teks vertel ons nie, maar dit is wat moderne Thomas ons vertel. Daarom, toe die ander 10 hom vertel wat hulle gesien en beleef het, het hy getwyfel, want hy het nie dieselfde ervaring as hulle gehad nie, en hy was te verstaan skepties. Sou jy nie ook wees nie? Hy ego eintlik maar hoe ander twyfelaars oor al die eeue heen gevoel het. En op die wyse word hierdie teks soos 'n spieël vir my en jou opgehou, om te sê, kyk in hierdie spieël, hoe voel jy oor Jesus se opstanding? Wat maak jy met jou twyfel? Waar gaan jy daarmee heen? Kruip jy weg? Die disippels word vir Thomas soos Maria Magdalena vir hulle was. Hulle probeer Thomas met woorde oortuig dat wat hulle gesê het betroubaar is. En dit lyk asof hulle vir hom die hele verhaal vertel het, van hoe hulle tot vertroue gekom het, dat die ontmoeting werklik was. Want Thomas reageer basies met, jawel, totdat dit nie ook met my gebeur het nie, sal ek nie glo nie. Moet my nie eens probeer nie, ek moet dit sien voor ek dit kan glo. En weer eens is Jesus so genadig om dit toe te laat. Want Jesus wil hê sy broer en sy broers en susters moet vrede hê. Blykbaar, Thomas het hulle waarskynlik ook daarvan beskuldig. Julle het 'n spook gesien, man. Julle het gehallusineer. Julle het gedink julle sien iets wat nie regtig is nie. Blykbaar het Thomas gedink die disippels het 'n spook gesien. Die gnostici was so 'n filosofiese beweging ook in daardie tyd, wat geleer het dat Jesus slegs soos 'n mens gelyk het. Hy het nie regtig 'n liggaam gehad nie, vlees gewees nie. En later in die kerkgeskiedenis was daar ook so 'n beweging, die doketisme. Dokio is die Griekse woordjie wat beteken lyk soos. Vir my jong mense sal ek dit so verduidelik. Hulle sou sê Jesus was net 'n hologram, né? Dis so 'n driedimensionele skynbeeld. Hy het nie regtig 'n liggaam gehad, vlees gewees nie. Jy kon deur hom stap as jy wil. En dan was daar ook filosofiese debatte in daai tyd oor, was dit nou vir Jesus nodig om ooit badkamer toe te gaan? Want hy het mos nou nie geëet nie, en hy het nou nie, nee, jy weet, Jesus het nie regtig 'n liggaam gehad nie, vlees gewees nie. Maar net soos in die geval van die inkarnasie, Jesus se menswording, Johannes 1 vers 14, hè, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Johannes doen verskriklik baie moeite om hierdie groot bekommernis te besweer, ook in sy briewe. 1 Johannes 4 vers 2 sou byvoorbeeld sê,
Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. As jy iets anders sê, is jy van die duiwel. En 2 Johannes 7, want baie verleiers het in die wêreld na vore gekom, die wat nie bely dat Jesus Christus as mens gekom het nie. Johannes doen baie moeite om dit oor en oor te sê. Wat ook behels, en dit is wat hy hier sê, dat Jesus se opstandingsliggaam nie bloot die van 'n spook of 'n geesverskyning was nie, maar 'n vleeslike liggaam. Wel 'n verheerlikte liggaam, maar 'n vleeslike liggaam. Ek geniet so Nicky Gamble se getuienis wat sê van sy vriend wat tot bekering gekom het op grond van Jesus wat sê, "Geef my 'n stukkie gebakte vis en dit voor hulle eet." Nee. 8 dae hierna, met ander woorde, dis weer Sondag, 'n week na die Paasondag, is die disippels nog steeds in dieselfde huis hier in Jerusalem. Hulle sou binnekort na Galilea terugkeer. En dan lees ons vers 26, Jesus het hulle weer kom besoek op dieselfde wyse. Ek vra myself af, wat se soort week moes dit nie vir Thomas gewees het nie. Thomas wat nog nie by hulle aangesluit het nie. Wat het in sy kop aangegaan? Dalk het hy gevoel wat mense vandag voel, vervreemding van sy vriende, en nie net vervreemding van wat hy die vriende geglo het nie, want hy het nie dieselfde ervaring as hulle gehad nie. Hulle het geglo en hy kon nie. En in sy genade kom soek Jesus vir Thomas op. Nie alleen soos vir Petrus na sy verloning van Jesus nie, maar terwyl hy Thomas by of saam met die ander volgelinge is. Daar, tussen medegelowiges, ander Jesus familielede, sal sy twyfel oplos in 'n versterkte gemeenskaplike geloof. Ek wil dit gou weer sê, want dit is vir my kosbaar. Jesus besoek vir Thomas terwyl hy saam met ander gelowiges is, nee? Want daar los hy twyfel op in 'n versterkte gemeenskaplike geloof. Dit sê weer iets vir my van ons saam wees, en ons saam luister, en ons saam dien, en ons saam bid, nee. En Jesus doen presies wat hy met sy eerste besoek gedoen het. Ek wil amper sê, ek wil dit amper waag om te sê, hy doen dit spesiaal vir Thomas, op presies dieselfde wyse. Vrede vir julle, ook aan Thomas, wat op hierdie oomblik kilometers ver van vrede is. Maar ook in antwoord op Thomas se groot behoefte, kom bied Jesus aan hom die opsie om aan hom te kom raak, sy vingers in sy wonde te steek, sy kruisigingswonde te sien. Want hy wil hê sy broer en sy broers en susters moet vrede hê oor sy opstanding. En daardie oomblikke het Thomas nie net gesien nie, hy is self gesien. Thomas besef, hy sien nie net self nie, hy is gesien en gehoor deur die opgestane, lewende Here Jesus self. Want hierdie Here vertel hom presies wat hy Thomas aan sy mededisippels gesê het. Ek sal dit nie glo voordat ek nie aan hom gevat het nie. Jesus sê vir hom dit. Met ander woorde, Thomas besef, hy is gesien en gehoor deur die altyd teenwoordige, opgestane Here Jesus. Kom, ek sê dit ook weer. Thomas besef, ek is gesien deur die altyd teenwoordige, opgestane Here Jesus. Daar is so ergens in Duitsland 'n beeld van Thomas waar hy sit in twyfel. Maar onsigbaar vir hom, buite sy sig, staan Jesus oor Thomas seënende, sy hande seënende uitgestrek. Wat wil die beeld sê? Thomas mag twyfel in Jesus, maar Jesus twyfel nie aan Thomas nie. Ook nie aan my en jou nie. Nee, hy glo in ons. Jesus glo in my en jou. Wat 'n troos. God is groter
as ons twyfels. Hy skaam hom nie vir ons twyfels nie. Al sou dit ook jou en my bynaam wees. Didymus, twyfelaar. God skaam hom nie. Thomas wou bewyse sien, toe sien hy en word hy herinner aan Jesus se liefde vir hom. En hy besef in daardie oomblik, dit is die opgestane Here wat met hom praat. Daarom is dit nie eens nodig om sy vingers in Jesus se merke te sit nie. Nee, al wat hy kan doen is om in aanbidding voor hom neer te val en te sê, my Here en my God. Niemand het dit nog ooit vir Jesus gesê nie. My Here, met ander woorde, U het alles sê oor my lewe. U besit my. U het alle seggenskap oor my lewe. My God, dit wil sê, U is verseker God self. Die rooi mere van sy twyfel het hom in Jesus se arms laat inhardloop. En hierdie radikale belydenis, ek wil nou sê, hoekom ek so sê, hierdie radikale belydenis van Thomas, het waarskynlik die eerste groot geloofsbelydenis van die vroeë Christendom geword. 'n Uitdrukking wat via Mediterrane kultus sy weg gevind het, dat die Romeinse keiseraanbidding. Ons lees dat die keisers later geëis het dat hulle as God aangespreek en waarskynlik aanbid word ook. Die mees pertinente parallel is die van die Romeinse keiser Domitianus, van wie ons lees in Openbaring, toe die Christene so vervolg is, wat as Dominus et Deus Noster, ons Heer en God, aangespreek wou word. Hy het daarop aangedring. En so skryf Plinius die Jongere, hy sê, wel die Christene kon dit nie doen nie, want hulle het Jesus as God aanbid. En daarom het hierdie radikale belydenis, hulle dikwels in groot moeilikheid laat beland. Hulle moes met hulle lewe daarvoor boet, want hulle het gesê, Jesus is toen Kyrios. Jesus is die Here, nie die keiser nie. En nadat Thomas dit bely het, sê Jesus die woorde van vers 29. Glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat dit glo, al het hulle nie gesien nie, al was hulle nie daar nie. Dan kom ek verduidelik het gou-gou. Johannes skryf hierdie evangelie soos 'n drama wat voor sy gehoor afspeel. Hy vertel vir hulle die storie van Jesus. Hulle sit by wyse van sprekerie in die donker teater en kyk na die verhoogstuk, stil, besig om te kyk hoe die drama van Jesus voor hulle oë afspeel. Maar nou aan die einde van die drama gaan die ligte in die teater skielik aan en verskuif Jesus sy aandag van die disippels op die verhoog na die disippels in die gehoor en hy sê vir hulle, gelukkig is julle wat tot geloof gekom het, al was julle nie daar nie, al het julle nie gesien nie. Ek en jy hoef dus nie onsself jammer te kry, omdat ons nie daar was nie. Ons het alles en meer wat nodig is om 'n mens tot geloof te bring en daarin te groei en van twyfel bevry te word. Ons het die Heilige Gees ontvang wat die paasgeloof in ons laat groei. Hy is die een wat ons aanmoedig om die getuienis van die hoop van ander te vertrou. God het gekies om so met my en jou te werk, dat ons op die woorde en die getuienis van ander bou, want hy het ons 'n Heilige Gees gegee. In die slotverse van die Johannes Evangelie wat ons ook gelees het vanoggend, lewe Johannes sy eie kommentaar om hierdie werkswyse te ondersteun. Is asof hy wil sê, die opgestane Here Jesus help ons om te glo, deurdat ons die verhale van God se werk lees en hoor saam met mekaar, en so tot die geloof kom dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat ons deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Amen. Here Jesus Christus, U wat U self ook aan die twyfelende Thomas geopenbaar het. Ons kom vandag na U met ons eie vrae en onsekerhede en vrese.
waar ons sukkel om te glo, Here, waar ons harte huiwer en ons verstand twyfel, kom U self na ons toe en spreek U vrede oor ons. En help ons, Here, om nie net te vra vir tekens nie, maar om U te vertrou, selfs wanneer ons nie sien nie. Versterk asseblief ons geloof deur U woord en deur die getuienis van ander. En werk deur U Heilige Gees in ons harte. Lei ons soos Thomas van twyfel na aanbidding, van onsekerheid na die vaste belydenis, my Here en my God. Ag Here, gee dat ons lewens sal getuig van daardie geloof en dat ons met vrymoedigheid U naam sal bely met opstandingsgeloof. Ag Here, omdat ons dit weet en glo, kom tree ons ook in vir ons wêreld. Ons wil graag vandag, vanoggend ook bid vir die nasies. Ag, en ons het gehoor die spesifieke versoek om in hierdie tyd veral te bid vir die mense van die FSA en Iran en Israel. Ons kom bid vir wysheid, Heer, vir selfbeheersing, vir die onderhandelinge in Islamabad, vir die baie brose wapenstilstand, dat dit mag hou, en dat daar oop deur sal wees vir betekenisvolle onderhandelinge, Here, 'n de-eskalasie van die oorlog. Ag, ons kom bid ook vir bewaring, beskerming, vir dapperheid vir die ondergrondse kerk, Here, veral in Iran, in Libanon, daar waar U kinders U dien, te midde van 'n oorlog, te midde van verliese, geweld, oorlog, vir Israel, en die golflande, Here, vir ons eie kinders wat ook daar werk, van ons familielede, wat ook in 'n sekere sin daar vasgevang is. Ag Here, ons kom bid vir hulle beskerming. En ons kom bid, Here, dat die huidige omstandighede, dat dit tog ook 'n openheid sal bewerk vir die bediening van die evangelie, dat baie vir U sal ontmoet in hierdie tyd. Ag Here, te midde van dit alles. Ons kom bid vir U voorsiening aan hulpwerkers, vir die verspreiding van die skrif, vir al die disippelskapspogings, die heropening van skeepsroetes. Ag Here, ons kom bid dat U koninkryk met krag sal kom in ons gebroke wêreld, dat mense U sal erken as die almagtige oorwinnaar, Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Lam van God wat die sondes van die wêreld weggeneem het, sal julle gebede verhoor. Sal aan julle alles skenk wat julle nodig het om te leef, lewenskrag en vreugde, hoop en goedheid. Dit wat mense aan mekaar verbind om saam die pad te stap van die een wat ons lig is, Jesus Christus, vandag en tot aan die einde van die tyd. Aan hierdie Jesus is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies en maak mense sy disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat hy ons beveel het. En onthou, hy is met ons al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen.